1 Korintiërs 16, in my Bybel is dit op bladsy 206, daai laaste stukkie van vers 13 af. Hoofstuk 16 vers 1 gaan dit oor die insameling van die gemeente in Jerusalem wat baie swaar gekry het. Dan skryf Paulus 'n bietjie oor sy reisplanne, 'n paar praktiese reëlings wat hy tref. En dan kom hy aan die einde van die brief en hy skryf die volgende, of hy laat skryf, hy gaan by 'n stukkie kom wat hy met sy eie hand geskryf het. Hy sê dan hier: wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manhaftig, wees sterk. Uit hierdie vers ook waar ons tema van vanmôre kom. En hoekom kan ons dit doen? Laat alles wat julle doen in liefde geskied. Ek rig nog 'n ernstige versoek tot julle broers. Interessant, daar's mense wat nou sê Paulus praat net met die mans. Dis nie waar nie. As die broers was maar eintlik 'n versameling van alle gelowiges. Soms praat hy van vrouens en net in die volgende vers gaan hy ook praat van 'n vrou spesifiek wat 'n sterk leier was in die kerk. Dis maar die manier van praat in daardie tyd. As dit 'n bietjie manlik is, met die vrouens asseblief vergewe. Dit is maar soos ons die Bybel ontvang het. Vers 15 se tweede deel. Julle weet dat Stefanas en sy huisgesin die eerstelinge in Agaia is en hulle self tot diens van die heilige gestel het. Onderwerp julle aan die leiding van sulke mense en aan elkeen wat saamwerk en hom inspann. Ek is bly oor die koms van Stefanas, Fortunatus en Achaicus, want hulle het vergoed vir my gemis aan julle. Dit is nou mense van Korinthe wat by Paulus was, hy waarskynlik in Efese in 'n ander gemeente toe hy die brief geskryf het, toe hulle hom gaan kuier. Vers 18, hulle het my gees verkoop en julle sin ook. Gee daarom erkenning aan sulke mense. Nou kom hy by die groete. Die gemeentes van Asië groet julle. Aquila en Prisca, sy word ook genoem Priscilla. Aquila, Priscilla, dis 'n man en 'n vrou, 'n egpaar wat 'n groot rol gespeel het in die kerk van daardie tyd. En die gemeente wat in hulle by huis bymekaar kom, stuur vir julle baie groete in die Here. Al die broers groet julle. Groet mekaar met 'n heilige soen. Die groetwoord in my eie handskrif van Paulus. As iemand die Here nie liefhet nie, laat hom vervloek wees. Maranatha. Die genade van die Here Jesus bly met julle. My liefde bly met julle almal in Christus Jesus. Nou wil ons net blaai na 1 Timoteus, die tweede hoofstuk waar Paulus amper dieselfde trant skryf. Hy skryf in hoofstuk 2, jy kan maar net luister as jy nie oopmaak nie, as jy wil oopmaak bladsy 2, 5, 6 in my Bybel. Hy skryf aan Timoteus, dis nou aan 'n predikant, 'n jong predikant in 'n gemeente. Hy sê, jy dan my kind, wees sterk deur die genade in Christus Jesus. En dra dit wat jy hier baie getuies van my gehoor het, oor aan betroubare mense wat bekwaam sal wees om ook ander te onderrig. Verdier jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. En dan praat hy meer in vers 8. Onthou altyd dat Jesus Christus uit die nageslag van Dawid opgewek is uit die dood volgens my evangelie, waarvoor ek verdrukking ly, selfs in boeye soos 'n misdadiger. Maar die woord van God is nie geboei nie. Daarom verduur ek dit alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing in Christus Jesus met ewige heerlikheid kan verkry. Ons kyk hoe dat verskillende Bybelskrywers Jesus beskryf. Wie was hy? Wat het hy gedoen? En aan die einde van hierdie interessante brief wat Paulus skryf aan die Korintiërs waar hy met hulle raas, praat oor baie sake, onder andere hanteer wat gebeur met 'n mens se liggaam, in hoofstuk 15 as jy doodgaan, is dit amper soos 'n dagboek. Hoor 'n mens iets. My pa, en ek wil dit as 'n demonstrasie gebruik, het hy geleef het hy elke aand voor hy gaan slaap, het hy so 'n boekie gehad. Daar was 'n klomp van hulle, ek het ongelukkig net een het behoue gebly wat ek in my besit het. Dis die boekie wat hy in 1969 gebruik het. Toe was ek 14 jaar oud. Ja, jy is nie glo nie, ek was ook op 'n stadium jonk. In 1969 was ek 14 jaar oud. En my naam kom nog alleen nou voor. Lyk my ek het nogal hard gewerk, want my pa vertel kort dat ek iets gedoen het daarso. Ons het maar almal hard gewerk daai tyd. Dis 'n weergawe
van wat hy gedoen het en hoe hy geleef het in 1969. En as ek hier deurlees, dan word hy eintlik in 'n sekere sin word my pa weer half lewendig. Ek onthou hom. Hy sê, Piet, die ou van die mense fokusentjie was stikkend en hy het hom laat regmaak. En hy het 12 sakkies soepers agter in die borgward gelei en hy het kom gooi op 'n land. En hy het daai blok nat gelei. En hy het 25 skroppers gehaal, dan lees ek eers 1 baal katoen dat hy geoes en uiteindelik 53 bale katoen geoes. Ek onthou nog goed landtou hang en die bale, hy ou gooingbale en ons moes dit met die voet vasstrap. Dan skryf hy elke dag, daar's nog 'n baal by, nog 'n baal by. Dis of my kinderjare my lewendig raak. Wat my opval van die boek en van sy weergawe is dat die mense in daardie tyd geweldig baie gekuier het. Hy skryf partykeer tot 3 gesinne. Maans Visser was gou hier. Ons het gou 'n draai by om Piet Wilson gaan maak. Een Metterkamp was by my die wa kom leen. Daar was kontak met die mense. Nou nie kon se storie staan daar, daai tyd het die mense met perrekar en trekkers rondgery, toe het hulle almekaar by mekaar gekuier. Dis dat ons elkeen 'n kar en 'n bakkie en ons kuier niks meer by mekaar nie. Ons kuier nie meer soos die mense in die ou tyd gekuier het nie. Maar die punt wat ek wil maak is dat hierdie boekie, hy's in 1969 geskryf. Amper 70 jaar gelede. 40 jaar gelede. Nou is my telling heel uit. Ek kan nie sommer doen nie. Ek het nie die syferkop in my gesin nie. Maar dis amper 50 jaar terug en op 'n sekere manier word dit lewendig. Nou interessant het daar gebeur in 1875 sit daar ons dink hy was 'n monnik, 'n ou met die naam van Philetus Bryennius. Sit hy in Konstantinopel hier in Noord-Afrika in 'n ou biblioteek. En hy krap bietjie daar rond in die argiewe van die biblioteek. En hy kom op 'n boekie af wat geskryf is tussen 150 en 200 na Christus. Wat nie meer bestaan het nie. Hulle het in die boek is weg. Ons weet van die boekie se bestaan omdat van die vroeë kerkvaders, van die kerk wat geleef het hier in die jare 200 en later, het die boekie gehad. Hulle het hom gebruik. Hulle verwys na die onderwysing van die apostels. Hulle haal aan uit 'n sekere geskrif in my wêreld, hier bietjie meer as 300, amper 300 jaar gelede. Toe ontdek hierdie monnik die boekie. En hy is nou vandag vertaal in Afrikaans. Ek het 'n weergawe van 'n klein boekie. Hy in lengte is hy min of meer so lank soos die brief van Paulus aan die Galasiërs. So 'n kort boekie. En hy is geskryf, hierdie boekie is geskryf min of meer oorspronklik tussen 150 en 200 na Christus. En hy staan deesdae bekend as die didagai, die onderwysing van die 12 apostels. En wat die boekie is, dis byna 'n dagboek. Dis 'n opgawe, soos 'n foto, wat noem mense so 'n snapshot. So 'n oomblik sê hulle, dis hoe die kerk lyk. Dis hoe die kerk funksioneer in daardie tyd. En is besonder insiggewend. Dit leer van ons baie van hoe die kerk geleef het, wat die kerk geglo het, hoe dit georganiseer was. Hierdie boekie. En ek gaan vir julle net nou 'n paar woorde hieruit voorlees. Wat interessant is. Onder andere skryf die boekie oor hoe die nagmaal gevier moet word. En as ons nou vanmôre in die nagmaal vier, dan doen ons dit byna presies sodat dit gedoen is in die jare 150, 200 na Christus. Ek wonder of u besef die voorreg wat ons het. Dat u met 'n eenvoudige maaltyd deel word van letterlik miljoene ander gelowiges. Dat ons redelike sekerheid kan weet, ons doen dit vandag nog min of meer, sodat al hierdie eeue der eeue nog in die kerk gedoen is. Ek lees oor hy's in 16 hoofstukkies, maar party hoofstukkies is net 'n paragraafie. Hy is oorspronklik in Grieks geskryf. As hulle oor die nagmaal skryf, dan staan hier geskrywe, maar ons het u geestelike, hulle is eintlik in 'n gebed, het die Here se geestelike voedsel en drank deur u knegg gekry. Bo alles dank ons u, Here, omdat u magtig is. Aan u kom toe die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is amper 'n tipe van 'n formulier as inleiding tot die nagmaal.
dan hierdie gebed: dink aan u kerk, o Here, om dit te verlos van alle kwaad, en om dit in u liefde te vervolmaak, en versamel u kerk, die heiliges, uit die 4 windstreke, in u koninkryk, wat u daarvoor voorberei het. Want aan u behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Laat genade kom in hierdie wêreld. Hosanna vir die God van Dawid. En dan 'n aanhaling uit die woorde wat ons net gelees het uit Korinte. As iemand heilig is, laat hy nader kom. As iemand nie is nie, laat hom bekeer. Maranatha. Amen. Laat die profete egter toe om te sê wat hulle wil. Dit wil sê, laat die Bybel met julle praat. Aangrypend dat ons in 'n boekie lees wat baie eeue gelede geskryf is. En waar ons eintlik kan agterkom hoe hulle geleef het. Die boekie handel oor die kerklike lewe. Handel oor die verkiesing van ouderlinge en diakens. Oor die gee van gawes. Oor die hou van eredienste. Oor die inrigting van die erediens. Oor die hou van die 10 gebooie. Die boekie sê nie iets anders as wat die Bybel self sê nie. Maar dit sê vir ons hoe dat die mense van daardie tyd, ou vroeë kerk, geleef en gefunksioneer het. In 16 kort hoofstukkies. En in aanleiding van dit wat in hierdie boekie staan, soos wat die apostels dit geleer en verstaan is deur die kerk, enkele opmerkings oor wat Jesus in die nagmaal vir ons moet wees en is. U het agtergekom dat die kerk genoem word. Die gemeentes van Asië. U, my broer en suster, is deel van 'n groter kerk. Ons vergeet dit baie keer. Dit is so jammer dat gemeentes onafhanklik bestaan en daar is 'n opkoms veral uit die westerse wêreld, 'n opkoms van sogenaamde onverbonde kerke. Daar staan hy op en hy sê ek het 'n roep om 'n gemeente te stig en hy stig 'n gemeente en hy versamel dit vir mense rondom hom en hy het die volste reg daartoe. Maar hy het geen verband met ander gelowiges nie. Hy behoort nie aan 'n kerkverband nie. Hy weet niks wat gaan aan met Christene in Oekraïne. Wat nog te sê Jan Kemp van Kimberley nie. Want hy het sy eie kerk. Dis 'n tipe selfsugtige, bekrompe manier van kerk wees. Die Bybel ken dit nie. Die nagmaal skreeu daarteen. As Paulus die mense van Korinte groet, dan sê hy, al die gemeentes in Asië, groet julle. Ons leef met julle mee. Ons is deel van julle en julle is deel van ons. Kom ons steek ons hande uit oor afstand, oor tyd, oor grense en ons hou vas aan mekaar. Of jy in Rusland bly, of in Australië, of in Korea of in Amerika. Die kerk van die Here Jesus is oral. Die nagmaal sê dit. Ons deel in 'n gawe wat in baie hande is op hierdie dag. Groet mekaar met 'n heilige kus, sê Paulus. 'n Heilige kus, u sien dit baie keer, die Arabiere doen dit nog vandag, en hulle vat mekaar amper so aan die skouer en dan soen hulle mekaar so op die wang. Dit was die manier van groet. Ons gee mekaar deesdae die handdruk. Ons groet mekaar met die hand. Ons kan amper vir mekaar sê, kom ons groet mekaar met 'n broederlike handdruk. Kom ons wees deel van mekaar. Kom ons openbaar 'n gees van tegemoetkomendheid, 'n openheid. Kom ons wees daar vir mekaar. Kom ons wees hartlik met mekaar. Het jy dit al beleef? Ek het een keer by 'n Kimberley by 'n til wat mense dit by 'n betaalpunt in 'n winkel. Vra die vrou wat agter die til vir my, meneer, is jy 'n Christen? Ek sê van ja. Sy sê ek ook. Dis lekker dat ons mekaar kan erken en kan raak sien. Swart vrou. Dis 'n belewenis wat ek nooit sal vergeet nie. Beleef ons iets hiervan as ons mekaar op straat raakloop, op die pad by mekaar verbyry, vir mekaar waai,
mekaar tussen die rak en checkers of by 'n besigheid raakloop, is daar 'n ander verhouding tussen ons as kinders van die Here, as dit is mense wat nie 'n kind van die Here is nie. Ek hoop so. Dis iets wat Paulus bedoel met hierdie heilige kus, dat daar 'n nader staan aan mekaar is, tussen kinders van die Here. 'n snaakse woord. Paulus sê, jaag weg die ongelowiges. Hy sê, as iemand die Here nie lief het nie, laat hom vervloek wees. Dit pla nogal baie Bybelverklaarders. Hoekom sê Paulus dit? Omdat hy eintlik in hierdie groet die nagmaalsformulier van daardie tyd aanhaal. Ons het dit nie geweet voordat ons nie hierdie boekie gelees het nie. Dat hy eintlik in sy eie handskrif 'n erediens afsluit en die gemeente voorberei vir die nagmaal. En daarom is dit so, die nagmaal is nie vir enige een nie. Paulus sê eintlik, moenie die nagmaal gee vir hulle wat nie kinders van die Here is nie. Die nagmaal, die liggaam en die bloed van Jesus is bedoel vir hulle wat kind is van die Here. In ander formuliere staan daar, maak seker dat hulle wat die nagmaal gebruik, gedoop is. As jy iemand van u is wat nie gedoop is nie, gaan ek jy uitnooi, want daar is ook ongedooptes wat wel die nagmaal kan gebruik. Die eerste bekeerling na die kruisiging van Jesus was die man langs hom aan die kruis. Hy was verseker nie gedoop nie. Hy is 'n kind van die Here. Die doop red my nie. Maar die nagmaal is bedoel vir hulle wat die Here Jesus ken en dien. Hulle wat toegelaat word om aan sy liggaam te vat en sy bloed te drink. Vir hulle is die nagmaal bedoel. En dan die moeilike woord Maranatha. Deur net die woord op ander plekke te skei, ons vertaling, die nuwe vertaling, kies dit om hom op 'n manier te skei, daar is ook ander maniere. Verander jy in die Engels die tense, die tydsbepaling van hierdie woord. Dis 'n samevoeging van twee woorde wat sê ons Here en kom. Party mense noem dit 'n gebed. Here Jesus, kom. Mag u kom asseblief. 'n gebed, 'n uitroep dat die Here weer moet kom. Anders sê nee. Maar dan het beteken die Here het gekom. Hy het reeds gekom. Anders sê nee. Dit beteken Here Jesus, kom weer, kom nou in ons omstandighede. En weet jy wat, ek dink die oplossing is, dit beteken dit alles. Dat hierdie gebed, hierdie Arameese gebed, wat beteken my Heer, o Heer, kom, omvattend is. Want as ons die nagmaal nou gaan vier en ons gaan dit doen, dan sê ons die Here Jesus het gekom. Die Here Jesus is vanmôre hier by ons deur die tekens van hierdie nagmaal. En hy kom verseker weer op 'n ander manier. So dit beteken nie dit een ding, dit beteken klomp goed. Hoekom moet ons een kies terwyl alles waar is? Daarom as ons bid vanmôre, Here Jesus, Maranatha. Dan sê ons, Here, my Here, dankie dat U gekom het. Dankie dat U gesterf het, maar ook opgestaan het. Dankie dat U lewend is vir my. Dankie dat U intree op hierdie oomblik en my voorspraak is by God. En dankie dat U ook met ons praat uit God se mond, uit U woord, deur die nagmaal. En Here Jesus, jou wêreld is flenters. Ons het vir U nodig. Kom weer, sodat ons by U kan wees. Maranatha. Mag die nagmaalsviering vanmôre vir U iets wees en iets beteken, dat U die werklikheid van die Here Jesus sal beleef. So seker, so die tekens wat ons gaan gebruik. Mag hy vir ons daartoe help. Amen. Ek wil vra